Die Satan is 'n leienaar. Dis die eerste ding wat jy moet weet. Die Satan is 'n leienaar. Wie stem nie saam met my? Die Satan is 'n leienaar. Glo julle dit? Yes. Weet julle dit vir 'n feit? Ja. Wat sê die Bybel rondom leuns? Wat is die naam van die Satan? Vader van leuns. Hy is die vader van die leuen. So ek gaan vanoggend vir julle iets sê. Kies julle, dis 'n neus. Alright. Hoor gou nie. Praat jy al gereeld met mense? Wat dink julle? Permanent. Okay, wie weet, daar's demone aangestel, opdrag opgelê en uitgestuur na jou toe. Wie weet dit? Seker op as jy dit weet. Seker op as jy dit weet. Okay, alright. Goed. So, die feit as jy 'n kind van God is, ek wil hê julle moet hierdie hoor vanoggend, julle, is daar standaard demone klaar uitgestuur met 'n opdrag vir jou. Wat sê jy van daai? Nou, kom sal dit vir die Satan belangrik wees om sy duiwels uit te stuur na jou toe? Hoekom sal dit vir hom belangrik wees? Daar's een baie belangrike rede hoekom dit belangrik is. Hy wil jou help te vat, dit is 'n waarheid, maar dis nie sy hoofopdrag nie. Dis nie die hoofrede nie. Dit is 'n baie goeie rede, maar hy wil jou daar hê. Stem 100% saam. Hy begin ons nou al hoe nader kom. Hy wil jou van God af weghou. Ja, ek wil jou so besig hou dat jy nie by God uitkom. Amen. Hy wil jou besig hou dat jy nie by die Here kan uitkom nie. Okay, kom ek gaan maar vir julle sê wat op my hart is. Hoor gou hier. Want jy is een massiewe bedreiging vir sy koninkryk. Jy is een massiewe bedreiging vir sy koninkryk. Hy werk jare daaraan om 'n bitterheid in iemand in te kry, sodat hy kanker op hom kan sit. Wie het geweet dat kanker is een van die hoofredes waarom mense kanker kry, is onvergewensgesindheid binne in hulle. Wie weet dit? Steek op jou hand as jy dit weet. Bitterheid en onvergewensgesindheid, julle. Nou sê ek nie elke liewe mens wat kanker gekry het onvergewensgesindheid in hom nie, julle. Maar dat daar 'n oop deur vir kanker in jou lewe kom, is wanneer jy met 'n haat in jou hart teen iemand loop, of met onvergifnis binne in jou lewe loop, en jy begin met daai ding loop. Maak 'n deur oop vir die Satan, om deur 'n demoniese werking kanker op jou lewe te lê. Hoekom stuur die Satan demone uit na my toe? Wie sê iets? Om my ongeloof in te bring. Julle, ek's 'n bedreiging vir hom. Dink julle dis Satan se volmaakte wil en plan dat ek nou vandag hier staan en vir julle vandag gebid het, dat ek julle gehelp het, ek het ons aanbiddingsspan vanoggend bedien, ek het hulle gebruik en ons het saam gewerk om die gemeente in die heilige teenwoordigheid van die lewende God in te lei. Dink jy hy is verskriklik tevrede met dit? Hy is absoluut ontevrede met dit. So raai wat? Ek dink dat die hele klomp demone na my toe uitgestuur. Dis 'n feit. Dit help nie ons ontken hierdie dinge nie, julle. Daar is 'n oorlog in die geesteswêreld aan die gang en ons, hoekom dink julle het ek gebid dat geestelike blindheid van julle afgaan vanoggend? Ek het vanoggend gesê, Vader, van die geestelike blindheid van die kinders, van God se oë af, maak dat hulle kan sien.
Vader, maak hulle dowe ore oop, sodat hulle kan hoor. Amen. Sê vir my, hoe sal 'n blinde soldaat op die oorlogsveld vaar? Hoe gaan 'n blinde soldaat op die oorlogsveld vaar? Julle weet ek hier eendag 'n man oorgewy om my te help agter by die plaas, maar hy kom van die foreign countries af. Nee. Daai man is so ywig. Toe ek hom 'n opdrag gee. Toe swaar hom na die hardloopende rigting in. Maar hy het nie 'n klou wat hy moet doen nie. Maar daar gaan hy. Ek skreeu agter hom aan. Waar? Kom hier! Nee, ek weet nie so dat dit beteken. Nee. Dis baie Christene. Want hulle is geestelik blind en geestelik doof. En nou, ek moet hierdie vir julle vertel. Nou by daai boonste hek, nou wil ek vir hierdie selfde ou Shane, ek kom nou nie weg om jy kan verstaan nie. Ons sal hom leer. Nou wil ek al by die hek van verdien en 'n vriend van my van Alberton van baie jare is hierdie ou vriend bel van my. Is saam met my. Nou wil ek vir jou verduidelik om hierdie takke alles hier op te tel en dit daarin te gooi. Maar hy verstaan nie 'n woord van my nie, né? Nou wys ek hoe dit moet gedoen word. Maar kyk waar Gerrie trek loop en hy begin lag. En hy lag. Hy sê vir my, nee, hy sê, jy moet alles mimiek vir jou. Dis baie Christene. Hulle is nie waar hulle moet wees. Hulle ken nie die taal nie, want hulle spandeer nie die tyd nie. Hulle kan nie sien nie. Julle, want hulle beoefen nie dit wat die Here in die Gees vir hulle wys nie. Hulle, en hoor nou mee julle, wie het geweet dat ongehoorsaamheid aan God bring geestelike blindheid op jou? Kom aan. Julle weet julle dit. Geestelike blindheid, julle dit bring 'n geestelike blindheid op jou. Die Here het dit eendag in 'n droom gewys. Dat die ongehoorsaames word al hoe meer blind in die gees. Hulle weet nie waar hulle gaan nie. Hulle weet ook nie wat hulle doen nie. Maar hulle word nie net geestelik blind nie. Hulle word geestelik doof. Ons gaan nou ongehoorsaamheid aan God bely. En is nie een wat dit nie hoef te bely nie. Nie een. Hier sit nie een man of vrou in hierdie kerk wat nie ongehoorsaamheid aan God moet bely nie. Is daar enigiemand wat dink hy hoef nie ongehoorsaamheid aan God te bely nie? Ek weet jy is miskien 80% gehoorsaam, maar ek praat van jou 120. Julle luister gou weer. Wil jy graag weer begin sien? En wil jy graag weer begin hoor? Wat het met koning Saul gebeur toe hy ongehoorsaam is aan God? Hy is ontneem van die Heilige Gees se werke. Wat het gebeur? Ja, eintlik deur 'n bose gees wat besit van hom geneem het. Julle hoor wat het met hom gebeur as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Die koningskap is van hom afgeskeur, nommer 1. Hy het self gesê, hoor nou hier, ek weet dat die Here se Gees, die Heilige Gees, nie meer met my is nie, want ek kry nie meer drome van God nie. Hy het dit self gesê, en onthou God praat nie deur drome nie, so as jy nie regtig 'n dromer is nie, moet nou nie na die duiwel al langs jou staan of ou 'n tag op jou plak nie. Sien jy? Okay, moenie dit doen nie. So ek weet presies hoe werk hy. So dis hoekom ek dit nou vir jou sê. Okay? Maar hoor gou hier. Julle, sal jy graag weer in die gees wil begin sien soos wie sal daarvan hou, né, om vanoggend in die kerk te sit en byvoorbeeld net te sien, daar's nog 'n engel by die ingang van die Here het jou gees so oopgemaak. Wie sal daarvan hou?
Wie sal daarvan hou om te sien, hier kom iemand ingestap en as 'n demoon op die ou, né? En dit is hoekom hy deur 'n sekere siekte getuister word. Wie sal daarvan hou? Want nou sal jy akkuraat kan bid, né? Maar my begeerte is nie om al die demone te sien nie, né? Ek wil in die heerlikheid van die Here. Amen. Here, dis my begeerte. Wat ek dan nodig het, sal God in die oomblik vir my oopmaak. Amen. Nou, as jy saam met my wil bely, gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid teen die stem van God. Ek weet jy is in baie dinge gehoorsaam, maar as jy voel jy het vanoggend nodig om te bely, ongehoorsaamheid oor sekere dinge wat God met jou oor gepraat het, staan vir saam met my op jou voete. Ons gaan dit saam bely. Hierdie is soos 'n inspuiting wat jy gaan kry. Hierdie is soos 'n inspuiting wat jy gaan kry. Jy gaan dokter toe. Hulle spuit jou vir 'n sekere kwaal in. En as jy dit uit jou hart uit regtig opreg bedoel, daar waar jy nou staan, sê Here. Ja, kom ons sê dit saam, Here. Ek wil gehoorsaam aan U wees. Ek wil gehoorsaam aan U. Here, ek wil nie ongehoorsaam wees nie. Here, ek wil nie ongehoorsaam wees nie. Ek bely vanoggend Ek bely van ongehoorsaamheid aan U. ongehoorsaamheid aan U. Help my Help my dat ek ten volle dat ek ten volle gehoorsaam aan U stem kan wees. Here, werk U Gees van gehoorsaamheid aan U stem aan U stem en aan U wil en aan U wil binne in my. In Jesus Christus se naam. in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Kom sit. Julle, ek het nog nie eers my Bybel gemaak. Ek kom vandag om vir julle te sê. Wil jy gehoorsaam wees aan die Here? Wil jy reg gehoorsaam wees aan hom? Ken hierdie boek. Julle ken hierdie boek. Julle ken hierdie boek. Lees hierdie boek. Dis die Bybel. Dis die Heilige Skrifte. Dis wat sê die woord? Wat is hierdie boek? Hy sê wat is die skrif? Hy sê die skrif is deur God geasem. Wie weet hy sê dit? Hy sê ingegee. Maar as jy hom in die oorspronklike gee, God breathed. As jy gaan kyk, God geasem. Die Bybel is deur God geasem. En hy's nuttig tot lering. En tot teregwysing. Tot lering. Hy gaan jou verander. Hierdie woord gaan jou transformeer. Jou denkwyse gaan verander. Dit wat in rebellie met God is binne in jou, gaan 'n stryd begin kry. Want hierdie swaard, die woord, gaan vir my dra. Jy moet leer, ek bedoel jy moet leer, om die woord van God lief te kry. Want as jy hom nie wil lees nie, is jy nog nie lief vir hom nie. Ek het 'n skrif vir julle gelees, kies asseblief, wyk 'n bietjie af van ons boodskap, maar ek wil net gou hierdie vir julle lees. Johannes 1. Gaan gou vir my sin toe. Wie kan hierdie skrif vir my kwoteer? Johannes 1 vers 1. In die begin Okay, in die begin was die woord en die woord was jy mag hom nie in die Bybel lees nie. die woord Ek wil hê jy moet hom uit jou hart uit kwoteer. Jy mag hom nie lees nou nie. die woord was by God en God was God.
Dan kan jy vat groot happe en skips. Okay, kom ons lees. Laat ons op woord vir woord kry. Okay, goed. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Halleluja! Julle, hy wat die woord lief het God lief. Hy wat die woord nie lief het God nie lief nie. Och nee, pastoor, jy mag niks byvoeg nie, maar ek mag verklaar. Ek mag verklaar. En daai wat sê, in die begin was die woord by God, en die woord was God. Hy wat die woord lief het, nou verklaar ek. Ek verklaar nou, hy wat die woord lief het God lief. Amen. En ek verklaar, dat hy wat die woord nie lief het nie, het God ook nie lief nie. Ja. En dan wil ek verder verklaar, dat, as jy die woord nie wil lees nie, het jy 'n gebrek aan liefde vir God. Namens wat jy nie tyd met die woord wil spandeer nie, dit sal jou maatstaf wees, van hoe jou liefde vir God is. Hoe lief het jy God? Hoe lief het jy die woord? Hoe graag wil jy Bybel lees? En hoe graag kan jy hom net nie neersit nie? Wie stem saam met ons nodig om te groei in hierdie woord? Ons het nodig om te groei, né? Alraai, dis tyd vir gebed. Dit help nie ons lees met woord en ons bid nie oor wat verkeerd is nie, julle. Kom ons het nog net die eerste versie gelees, né? Kom ek en jy bid. Nou, Here. Nee, ek wil eers vir ons julle sê wat ons gaan bid. Hoor gaan nie. Kom ek en jy bid. Here, gee vir my 'n liefde vir u woord, dat ek dit nie meer sal kan sit nie. 'n onuithoudelike begeerte. Wie wil dit saam met my doen? Amen. Amen. Nou kom ons gaan bid dit. Okay. Kom ons maak ons oor toe. Vader. Ons kom na u. In die naam van Jesus Christus die Seun. In die naam van Jesus Christus die Seun. Here, gee my 'n liefde. Here, gee vir my 'n liefde. 'n onuithoudelike liefde. Onuithoudelike liefde. Vir u woord. Vir u woord. Omdat ek u wil lief hê. Omdat ek u wil lief hê. Meer as wat ek u nou lief het. Meer as ek En dan nog meer as dit ook. En dan nog meer as dit. Laat dit groei, my God. Laat dit groei, my God. Nader aan u. Nader aan u. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Amen. Amen. Dink jy die Here sal hierdie gebed beantwoord? Nee. Amen. Julle, hy is die woord. Hy het sy woord in liefde vir jou gebring, né? Hy gaan in jou groei en hy gaan in jou geopenbaar maak. Ek sê nou vir julle, omdat ons nie tyd met die woord van God spandeer soos wat ons moet nie, né? Ontbreek ons aan die liefde wat ons vir God moet hê. Ek sê dit vir julle. En nou gaan ek vir jou sê, jy is in weerstand met die woord van God, vleesmens. Jou sondemens, die vleesmens, die wil nie mens, is in weerstand met die woord van God. Jy moet oor hom heers. Jy moet jouself dwing om woord te lees. Nou kan iemand sê, nee, wag 'n bietjie pastoor. Nee, hierdie klink vir my soos 'n gees van godsdienstigheid. 'n vorm godsdienst, hierdie ene wat jy nou van praat. Julle nee, weet julle wat? Dit het niks met dit te doen nie. Dit het te doen met daar is vleesmens binne in jou wat in weerstand met God staan, en hoe meer jy teen hom opstaan, en hoe meer jy begin om in te neem dit wat jy weet, jou geesmens voed jy, hoe sterker gaan jy agterkom, word jou geesmens binne in jou, julle, en hoe meer natuurlijk vloei dit. Julle, weet julle wat, ek loop en quoteer woord konstant hier binne in my kop, gereeld, as ek 'n boom sien, dan begin ek skrifte praat. Hoekom? Julle tyd met die woord. Nou, dit het ingegaan. Ek wys na my kop toe. Skus julle, ek het julle mislei. Die woord gaan nie hier in, nie gaan hier. Die lewende woord gaan hier. Wat is hierdie? Geesmens. Spandeer tyd met God se woord. En voordat jy lees, bid. Nee, hoekom moet ek bid?
Jy moet bid dat God dit wat jy nou gaan lees, 'n planting in jou maak. Lewend in jou maak. Jy wil lewendig in jou begin maak. Dat dit 'n liefde vir jou word. Dat dit 'n revelation word. 'n openbaring. Engels is 'n mooi woord. 'n Revelation. Laat dit 'n openbaring binne in jou word. Julle. Dit is soos 'n blom wat eers net 'n saadjie was en toe breek die grond en toe kom maar 'n stammetjie uit. Jy het nie geweet wat se kleure gaan sy hê nie. Die blommetjie nie. Nee, jy het nie geweet wat se geure gaan uit hierdie blommetjie uitkom nie, totdat hy deurgebreek het. Maar alles was alreeds binne-in, deurgebreek het en die blare het oopgegaan en die geur is vrygestel. Wat se geur wil jy vrystel? Julle, wat se geur wil jy vrystel? Die hele skepping is deur die woord van God geskape. Die hele skepping, julle. Jy ook. Daarom maak jou vol met suiwerheid wat die woord van God is. Pas op vir vreemde vertalings. Gaan na die ou oorspronklike vertalings, die onveranderdes. Okay. As jy nie weet wat die een is, die Afrikaanse een wat die regte een is nie, is die 33, 53. Okay, is die regte een. Okay. As jy Engels kan lees, lees die King James. Lees die King James. Okay. Alright, goed. Ek is lief vir vers 4. Is jy ook lief vir vers 4? Want hy sê, in hom was lewe. Midian het hom was lewe. Raai wat het met jou gebeur? Hy lewe het besit geneem van jou. Hierdie vrou is volgemaak van God. Hierdie vrou het lewe in haar ontvang. Hierdie vrou is liefde ingeplant. Hoekom? Want sy die woord lief gekry. En toe sy die woord aangeneem. En toe het sy praat van uit ondervinding agter die woord begin aanloop. En raai wat doen sy toe? Toe loop sy toe op pad toe. Raak die Here aan in die Heilige Gees vandaan. Hy het jou lief. Hy het jou lief. Hy gaan jou verander. Hy sal jou transformeer. Amen. Moet ek stop? Nee, en ook was lewe. En die lewe was die lig van die mense. Wanneer gaan ons daai liedjie weer sing? Wat sal liedjie? Jy sien, ek kan nie eens onthou nie. Let my little light shine. Wat sal liedjie? This on, amen. And it's not a little light, but it's a great light. Amen, Here, die lig van die lewe van liefde van Jesus het my en jou gevul. Amen. Ons maak dit onsself nie met duisternis vol nie. Ons weerstaan dit, bestraf dit, Here. Wanneer die duisternis na vore kom, Here, dan staan jy op in die naam van die Here. Kom ek lees vir julle skrif, my gunsteling skrif, Jesaja 60. Ekskuus julle, dis nou nie in hierdie plan nie, maar ons gaan nou by daai plan uitkom. Gaan net gou na Jesaja 60 vers 1. Hierdie wil ek nou vir jou gee. Ek het vir die Heilige Gees ons gevra om asseblief die preek oor te neem. Dankie Here. Alraai, gaan gou as jy 'n Bybel het, jy nie net nie gaan koop nie. Okay. As jy nou van die Gideons gesit het of van die Bybelgenootskap of nou as hy gesê, amen, ek gaan koop jy. En dan het hy tweeëns gesê, skenk jy. Nou, gee iemand 'n Bybel. Is dit nie, ja? Hoor hierso. Hy sê in Jesaja 60 vers 1, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Staan op, word verlig, want jou lig kom. Julle, wat dink julle is dit? Dit is die lewende woord van God. Dit is Jesus Christus, die Seun van God. Ek gaan dit ook nou gou vir julle lees. Here,
Sorry, daai boodskap. En dan sê hy, in vers 3, en nasies sal trek na jou lig. Julle, as iemand jou aanval, omdat jy 'n kind van God is, of, hy gaan nie sê omdat jy 'n kind van God is, hy val jy sommer klein weg net aan. Wil jy weet hoekom? Your light is too bright. Ek sê dit vir julle vanoggend, jy's te vol van hom, jy's te vol van hom wat die woord is. Nasies sal trek na jou stralende lig, of na jou stralende opgang, slaan jou oë rondom op en kyk almal, kom by mekaar, hulle kom almal na jou toe, seuns kom van ver, en dogters word op die heup gedra. Maar julle, Jesus Christus bewoon jou, die Heilige Gees is binne in jou, die lewende woord, ek sê die lewende woord, ek praat nie van dooie letters op wit papier nie, ek praat van woord, wat lewend geword het. Bevrugte woord. Saad is dood. 'n Sel is dood, totdat daar nie bevrugting plaasgevind het nie. Die Heilige Gees sorg dat hierdie proses in jou sal gebeur. Bid voor jy lees. Vra die Here, Here, maak dit lewendig binne in my. Wie weet dat die skrif sê, ons weet nie mooi en reg wat ons lees nie. Nee? Maar wanneer die Heilige Gees gekom het, eintlik wanneer jy tot bekering gekom het, wanneer jy tot bekering gekom, hy sê daar lê 'n bedekking oor jou, dit 2 Korintiërs 3. Hy sê daar lê 'n bedekking oor hulle harte. Hy sê daar lê 'n bedekking oor hulle harte. Hy sê maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die bedekking word weggeneem, dan word swart letters op wit blaaie lewende Geeswoord in jou. Ek het hom lief, julle. Ek het die woord van God lief. Ek wil getransformeer word. Jy ook. Okay. Kyk, duisternis sal die aarde oordek en donker in die volke, vers 2. Maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Kom gee die Here hand vir dit. Amen. Halleluja. Duisternis sal die aarde oordek, ek is so opgewonde, want die lig kan net lig skyn in duisternis. Is dit die waarheid nie? Duisternis sal die aarde oordek en donker in die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Here, doen dit aan my. O Here, gebruik my. O Here, wanneer daar 'n digte duisternis, dis mense met vloekende monde en skellende, skreeuende, vuil taal en vieslike goed kwyt raak en op my net wil vervolg, Here, dan sal Jesus Christus uit my uitbars in die krag van sy heerlikheid. Amen. En hulle sal 'n liefde ervaar wat hulle nie geken het nie. En hulle sal 'n aanraking ondervind. En dan sal dit wat duisternis was, sal lig word. Maak dit julle ook opgewonde. Dit wat duisternis was, sal lig word. Amen, halleluja. Julle kan julle, ag het ek net geweet. Julle kan julle Bybelbestellings sal by julle aangee. Wie is lief vir 'n Bybel? Okay, wie meer as 1? Steek op jou hand. Okay, sak. Wie meer as 2? Wie meer as 3? 4, 5, hou op jou hand. 6, 7, 8. Susan! Prys die Here. Julle luister gou hierson. Ek het hom lief. Julle weet julle wat so snaak sê. Weet julle wat gebeur met my as ek by Koopman loop? Ek loop nie in die koffiebeker sien. As so aanraak. Hy Bybels op. Jy staan en jy sien ek loop so deur kom.
Ja, daar's geen boek wat my trek soos hierdie woord nie. Hoor julle, en dan, as ek hom gekoop het, nou wil ek hom nie insit. Jy moet hom binne bære. Dis 'n krag van God in jou. Amen. Amen. Wat wil ek vir julle gelees het? Dankie Jesus. Kijk, aan het terugkom. Kijk. Here is heilig. Amen. Ek sien skielik 'n gesig van 'n bloedrooi tou wat om 'n dooie boom getrek word. Lê dit uit vir my. Kom. 'n Pikgiet swart geboomge gebrande boom. As skielik 'n bloedrooi tou wat om getrek word. Sê vir my wat kom hierop. Ek weet wat ek sien, maar ek wil hê julle moet vir my sê. Jacob. Bloem is die mens, se moesbyn, van het is gesonde en swart. Amen. Dat is God, nie wat om Spot on. 100%. Julle luister gou vir my, die Here gee vir ons 'n woord vanoggend. Maak nie saak hoe hierdie lewe jou kom brand nie. Maak nie saak of jy 'n pikgiet swart gebrande stomp is nie. Die Here julle sê vanoggend in hierdie kerk, ek sit my bloedband om jou, my kind. Jy behoort aan my. Ek het besluit dat uit jou uit, ek sal jou oprig. Ek gaan lewe uit jou uitbring. Jy gaan getransformeer word. En alles sal binne in jou nuut gemaak word. Ek het besluit, ek red jou. Amen. Kom ons weer, ja. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Jesus. Weet julle wat? Weet julle kom die Here hierdie gesig gewys. Ek wil gou vir julle sê, wie weet as jy woord so uitspoeg en jy gooi die goed in, dan almal sê ja, amen. Ja, amen. Dat hier miskien iemand sit sê nee, amen. Ek is nie deel van daai kerk nie. Ek is so diep verloor, ek weet nie of al ooit weer hulp vir my sal gewees nie. En dan sal die Almagtige, wat alles sien en alles weet en wat alomteenwoordig is, hier in ons midde, daai stem hoor. En dan sal hy 'n visioen neerbring en hy sal 'n gesig wys en hy sal sê, vandag bring ek redding vir hierdie huis. Amen. Amen. Dankie Here. Jesus. Okay. Ek moet hierdie skrif uit die boodskap uitlees, so moenie worry nie, ons gaan dit nou maak lees nie, maar hoor net hierso, hierdie is so, die Here het so vir my in die bidkamer vanoggend hierdie gegee. Hoor gou wat gebeur met my vanoggend. Ek word vanoggend vroeg wakker en ek is op pad na my bidkamer toe. En toe ek al gaan sit, hoor ek helder as wat sny deur die gees, hoor ek die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die paaie van die Here reg. En ek vat my Bybel en ek bid en ek maak hom oop. Raai wat maak ek oop? Pastor. Matteus 7. Was het nou 6 waar het ek dit gesien? Ek gaan vir julle net van hier af gaan ek vir julle lees
Dankie Jesus, dankie Jesus. Ag, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Maar ja. Gaan van my iemand na Matteus 3 toe. Wie voel die Heilige Gees? Wie voel die Heilige Gees? Kyk op jou as die Heilige Gees ervaar nou. Hy is hier, julle, ek voel hom so sterk. Ok, Matteus 3 vers 1, en daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gepreek en gesê, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy deur wie die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Wie sou nou om Johannes die Doper te kon wees? Kom aan julle. Ok, nie so baie hande nie. Ok, wie sal gelyk het om Elia te wees? Steek op julle hande. Elia op hierdie aarde. Elia, hy is met 4 waans hemel toe. Kan weer. Wie sal ervan gehou het om Elia te kan wees? Ok, die kleinste in die koninkryk van die hemel is groter as Johannes die Doper. En Johannes die Doper het gekom in die krag en die gees van Elia. Johannes die Doper het gekom in die krag en die gees van Elia. En hierdie Johannes Elia roep uit die stem van een wat roep in die woestyn. Van wie praat hy? Van wie? Wie se stem roep uit die woestyn uit? Jesus. Dis Jesus se Here. Dis Jesus Christus in. Hy besig om vir 40 dae te vas. Julle, en om gereed te kry vir sy roeping en sy bediening. Raai wie daag daarop? Een met horings. Dis nie 'n bok nie. Om hom te verstuur. Om hom van sy missie af te kry. Om hom te laat struikel. Waarmee? Woord. Hy wil die Bybel vat om hom te laat struikel. Hoekom het die Satan, okay, Jesus is die woord. Die lewende woord lopend op die aarde. Nou hoe dom kan jy wees om die woord met die woord te probeer laat struikel? Hoor gou hê. Wie sal 'n knipmes uitruk nou op 'n sword fight? Enige iemand? Niemand nie. Okay. En Satan weet dit ook. Hy het geweet die kragtigste wapen op die aarde is die woord. En hy het geweet, alles in die woord kan hy niks minder as die woord gebruik nie, of hy sal dit nooit maak nie. Maar hy kon dit in elk geval nie maak nie, maar hoor julle wat ek vir julle sê, hy het die woord gebruik om die woord te laat probeer struikel, want die woord is die sterkste wapen wat nog ooit bestaan op hierdie aarde. Nou, en hy Johannes het 'n kleed gedra van kameelhare en 'n leergord om sy heupe. En sy voedsel was sprinkane en wilde heuning, 'n waarlike geroepte man van God, 'n profeet. Nou hoor jy. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe. En hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met die belydenis van hulle sondes. Maar toe hy baie van die Fariseërs en die Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle, en nou wil ek hê julle moet fokus, hoor gou hier, ander geslag. Julle weet hierdie ou manne van God, né? Hulle het nie soos ons gepraat, geliefde broeders, né? Lieflike mense nie. Wat beteken ander geslag? Gebore uit sonde. Ander geslag. Julle afkomstig van die slang. Dis wat dit beteken. Was 'n redelike reguit mense, hierdie profete. Hierdie profete. Hierdie een wat aan die krag en die gees van Elia gekom het. Dis 'n redelike reguit persoon. Nou sê hy vir hulle, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is?
Dra dan vrugte wat by die bekering pas. En moenie dink om by julleself te sê, ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle, dat God het mag om uit hierdie klippe kinders vir Abraham op te wek. Julle lyk gou op, die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, hy is sterker as ek. Amen. Wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Ek wil iets vir julle sê volgens Jesus doop met die Heilige Gees en vuur. Amen. Jesus doop met die Heilige Gees en met vuur. Amen. Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water tot bekering. Maar hy wat na my kom is sterker. Wat sê hy eintlik vir hulle? Hy sê, weet julle, ek het julle gehelp om die begin te doen. Maar kom ek wys vir julle, waar moet julle uitkom? By die doper van die Heilige Gees en met vuur, julle luister gou hierso. As jy hier sit om jou self te troos, met so lekker lang slap godsdienstige ding, om vir jouself 'n regmerkie te maak, ek was in die kerk. Jy voel soos 'n matroos al by die werk, en jy lewe soos 'n heiden al buite, hoop om vir jouself te lief. Julle kom op 'n plek te sê, ek is hier om volle oorgawe te maak. Ek is hier om getransformeer en verander te word. Ek het Jesus nodig. Ek het Jesus nodig. Ek wil niks anders sê nie. Verlof. As ek praat om die Heilige Gees en vuur. Julle asseblief, as jy by 'n kerk gekom het om 'n lekker sisposisie te kom, net lekker te sê, jy is in die verkeerde kerk, gaan soek 'n ander een. Ek wil vir julle vanoggend sê, die Here het my geroep dat mense binne by toe omgekeer word. Omgekeer. Gepenetreer kan word. Met sy Heilige Gees, sy vuur. Johan, weet jy wat groot planne het die Here oor jou gehad, oor jou geskaap het? Weet jy wat? Die Here sal nie rus nie. Dan het hy jou gebring en vervolg wat jy moet wees. Hy sal nie rus. Daarom sê die Here, ek is wakker oor my woord, om my woord te volbring. Wakker my. Om jou te kry wat jy moet wees in Jesus. My vriend, weet jy wat, ek wil nergens anders wees as op die plek van die koning van die konings en die Here van die Here vir my bepaal het, weet jy dit. En ek wil vir jou vra, volg my soontoe. Volg my soontoe. Julle, die koms van die Here is hier. Jy moet jou binnekamer moet deurweek wees met trane. Om hom die doper van die Heilige Gees en vuur in sy krag te kan ontmoet, julle. Hy kom verseker, nie net eendag op die wolke nie. Hy kom nou met sy Heilige Gees en krag om 'n ontmoeting met jou te hê. Amen. Hy kom in sy Heilige Gees, hy kom in sy krag. Hy wag vir jou in die binnekamer. Amen. Ek is so bly dat God so getrou is. Wie saam met my bly? Amen. 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 Hoor getrou is God. Ek stap in vanoggend. Sal iemand net hierdie neus bestraf? Ek dink dat iemand moet ek wees. In die naam van Jesus Christus, Here, bestraf ek hierdie verkoue binne in my. Amen. En ek beveel dit gaan uit my uit. Amen. Jesus se naam. Amen. Alright. God is so getrou. Ek stap in hierdie bidkamer in vanoggend en ek praat met ons aanbiddingspan.
En ek wil 'n skrif vir julle quoteer. Van die dae van Johannes die Doper af word die koninkryk van die hemele bestorm. Wie weet dit? Bestorm! Waar is 'n jong man? Watter jong man kan ek kies volgens? Waar die jong manne? Die was twee jong manne. Dat staan natuurlijk meer. Dat natuurlijk niet zo. Oké, luister gou wie so die koninkryk van die hemele is daai fire extinguisher. Nee, op die telling van 3. Die eerste ou wat hom het. 1, 2, 3. Ja, prys die Here. Ek kan sê julle hand. Hulle moes pas op as ek ons gaan staan. Ja, ek wou net regtig spier. Julle luister gou hierson. Het julle gesien hoe lyk bestorm? Het julle gesien hoe lyk bestorm? Maar daar seker is, né? Toe hulle hoor van die koninkryk van die hemele daar, né? Sê hulle, dit is 'n interessante ding. Ek dink ons moet redeneer oor hierdie ding. Né? Ja, weet jy wat? Dink jy dis 'n raas? Né? Dis die ander. Dis die ander. Maar daar is ander. Daar is ander. Daar is ander. Wat 'n spaak van die Heilige Gees, julle, 'n vonk van die Heilige Gees, wanneer hulle ervaar het wat vir hulle gesê, iets is opreg en iets is reg hier en ek gaan dit in besit neem, al kos dit my wat, en dit is die bestormers. Wat van die dae van Johannes die Doper af die koninkryk van die hemele met geweld bestorm. Hy sê ja, wat die koninkryk van die hemele bestorm en met geweld in besit neem. Nou daai twee manne, sorry, julle wat dit nie gemaak nie. Ek het geen geweld op my ding gesien nie. Sorry. Ek gaan weer moet probeer. Van die dae van Johannes die Doper af tot nou toe. Tot nou toe. Tot nou toe. Is daar bestormers. Wat toe hulle hoor van die koninkryk van die hemele en die Heilige Gees raak hulle aan van binne. Toe word dit hulle opstanding, toe word dit hulle lewe, toe word dit hulle alles. Nee, toe is hulle bereid om enigiets prys te gee en hulle begin met 'n passie na die koninkryk toe hardloop. Die woord sê hulle het dit gegryp. Nou raai ding hang nog op die muur. Hulle het dit gegryp. En hulle het dit met geweld. Hulle het dit met geweld. Hulle het die koninkryk van die hemele met geweld in besit geneem. Hulle was nie op YouTube nie. Op Facebook en al die nuutste trends te kyk nie. Hulle was in die woord van God. Hulle was deur die Heilige Gees vuur aan die brand gesteek. En dit het vir hulle so baie getel, dat hulle sou hulle lewens nie, hulle het hulle lewens neergelê, om dit te besit te neem. Hulle is in leeuhokke gegooi. Hulle is vir die leeu's gevoer. Hulle het nie omgegee nie. Want hulle moes dit net hê. Die stem van een wat roep in die woestyn, na. Soos in die dae van Johannes die Doper, na. Sal bestormers wakker maak. Om die koninkryk van God met geweld in besit te neem.
Die Bybel lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Julle het jy al die vuurdoop gekry. Julle, en nou praat ek nie van omdat jy in tale praat nie. Dis die invulling van die Heilige Gees. Maar daar is 'n verdere doop van die Heilige Gees vuur. Oor julle luister hierso, in hierdie laaste snikke van die wedstryd. Wie weet ons is in die laaste snikke van die wedstryd. Kan julle al die wolk van getuies hoor, juig uit die paviljoene uit. Kan jy hoor hoe roep hy jou naam? Want jy is op die racebaan en jy is besig om te hardloop. Die wynlyn is nou net hier. In hierdie laaste snikke van die wedstryd. Wil ek vir julle sê, het die tyd gekom om met die Heilige Gees en met vuur gedoop te word. Hy sê, sy skop is in sy hand. Wie is hierdie? Van wie praat hy, wie se skop is in sy hand? Wie doop met die Heilige Gees en vuur? Jesus. Wie se skop is in sy hand? Daai skop is 'n skoonmaakding. Raai hoor geweet. Sy skop is in sy hand. En hy sal sy dors vloer. Wat is sy dors vloer? Nee. Sy kerk. Ware kinders van God. Nie almal is die kerk net wat in die kerk is nie. Bloedgekoopte, Heilige Gees, groot gedoopte kinders van God. As hy ding plaak in hom afsit, hoor. Julle luister gou hier. Mense wat hulle Christene noem. Mense wat sê ek is 'n kind van God, gaan dorsvloer toe. Skei. En dan sal die koring op die dorsvloer agterbly. Wie is die koring? Julle luister gou hier. Die koring is nie elkeen wat sê Jesus nie. Julle asseblief daar. Die koring is nie elkeen wat 'n Bybelversie kwoteer nie. Ek kom vandag na julle toe. Dit is manne en vroue besny in die hart deur die Heilige Gees van God. Hulle haat hierdie wêreld en die gees van hierdie wêreld. Hulle wil met hierdie wêreld en sy begeerlikhede niks te doen nie. Hulle het 'n brandende liefde vir die woord en vir hulle God. Hulle het gesoek na hom vir meer van hom. En nie meer van hierdie wêreld nie. Die rykdomme van hierdie wêreld het vir hulle dof geword, maar die goud van die koninkryk het helder geword. Dis hulle wat op die dorsvloer sal agterbly. Want duisternis sal die aarde oordek en die donker en die volke. Dis nou. Dis die internet en dis alles wat hy bied. Maar daar seker is wat kinders van God is. Wat 'n dieper soek en 'n heiligheid het. Wat meer van Jesus Christus wil hê. Wat sê ek wil verander om te word soos wat hy is. Nee. Koring wat dorsvloer materiaal is. Ek wil hê julle moet hierdie hoor, hierdie is baie belangrik. Koring wat dorsvloer materiaal is nie volmaakte koring nie. Maar koring met harte wat begeer om te wees soos wat hy is. En dan dit begin naamdag. Nou wil ek vir jou vra, wie is jy op die dorsvloer? Julle moes jou liefde vir Jesus. Ek praat nie van ek dra Jesus t-shirt en 'n Jesus badgetjie en ek gooi 'n halleluja nou en dan nie. Ek praat nie van dit nie. Ek praat van
Hoe is jou honger? Hoe is jou sondebelydenis? Kom aan julle, hoe is jou sondebelydenis? Ek wil vir julle vra, God, as jy uit jou bidkamer weer week met trane, jou mat. Jy week met trane voor jou, Here. Julle, ons moet nie die flou Christene van die eindtyd kerk wees nie, die gemeente van Laodicense nie. Was jy maar warm, was jy maar koud, maar nou omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspieg, sê die Here. Dis Openbaring 3 as jy dit wil gaan lees. Hy sê jy is ryk en het verryk geword, maar jy weet nie dat dit jy is wat arm, blind, naak en beklaanswaardig is nie. Hy sê ek raai van jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Dis 'n biddende verhouding. Dit is 'n uitroep na die Here. Dis 'n belydenis van sonde. Dis 'n soeke na die Almagtige. Dit is jy wat die ja en die amen liefhet, Here. Dit is dorsvloer materiaal. Om salf te koop, om julle oë mee te salf, sodat julle nie blind sal wees nie, maar sal sien. Maar sal sien. Maar sal sien, eindtyd kerk. Ek kan julle nou maar so noem. Maar dit is eindtyd kerk. Was jou klere in die bloed van die lam. Streef na 'n dieper verhouding met hom. Laat die Heilige Gees in krag en in liefde jou hart oorneem. Nooi hom heeltyd in. Julle nooi hom heeltyd in. Sê kom besit my Here. Ek het 'n beter woord vir jou. Nie net besit nie, beset. Niemand wil duiwel beset wees nie. Want dan jy mos nou nie meer beheer oor jouself nie, maar wie wil sal graag Jesus Christus beset wil wees? Jesus Christus beset. Ek wil, vat my, my Here, vat my, raak my aan met die liefde, my Here, raak my met die liefde van die Gees. Is dit jou hartsbegeerte? Amen. Staan saam met my vir ons gebed. Weet julle wat, hierdie is die oomblik. Hierdie is jou oomblik. Het jy geweet die Here sal sy gesig van niemand wegdraai wat so na hom roep nie. Niemand nie, nie een nie. Hy sal sy gesig van jou nie wegdraai nie. En hy gaan jou kom ontmoet op jou area, op jou vlak en op jou plek, daar waar jy is. Dankie Jesus. En hy gaan homself van jou openbaar. Kom ons bid saam. Kom ons bid hierdie gebed, sommer as 'n hele gemeente, hardop saam. Wat sê jy? Vader, ek kom na U. In die naam van Jesus Christus, U Seun. In die naam van Jesus Christus, U Seun. Here, ek is moeg vir hierdie wêreld. En vir sy valsheid. Maar ek het 'n begeerte na U. Na U heiligheid, na U reinheid, na U opregtheid, na U goddelikheid. Ek vra U nou, beset my met U Heilige Gees, met U beeld, met alles wat U is. En Jesus Christus, U Seun. Neem my hele lewe oor. Help my. Ek wil wees soos God is. Ek dank U nou daarvoor. En ek dank U dat U elke begeerlikheid na die vlees binne in my doodmaak. En elke begeerlikheid na die Gees in my lewend maak. Neem my hele lewe oor. Ek roep dit, Vader, in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. Ek ontvang dit nou, Here. Amen. Kos gee die Here. Weet julle wat se skrif kom nou by my op? Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus Jesus nie. Amen. Want dit is wat? 'n krag
God tot redding vir elkeen wat glo. Amen. En geloof is nie moeilik nie. Jy doen dit net. Amen. That's it. Jy doen dit net. Jy doen dit net. Geloof is nie moeilik nie. Geloof het nie altyd 'n antwoord vir jou nou daar nie. Nee, maar geloof is 'n leefwyse en 'n getuienis. Geloof is 'n leefwyse en 'n getuienis. Amen. Aanbiddingspan kom vorentoe asseblief, baie dankie. Halleluja. Prys die naam van die Here. Julle moet in tale bid. Julle moet in tale bid. Julle moet in die gees bid. Julle moet profeteer. Julle moet die woord quoteer. Bid in die gees sonder ophou. Amen. Amen. Halleluja. Was die diens bietjie rof vir julle? Was 'n bietjie intens, is die vuur 'n bietjie warm. Want julle het oorgegou as ek Sadrag, Mesach en Abednego het die heerlikheid van God gesien omdat hulle uit 'n brandende vuuroond uitgekom het. Daniel is in die leeukuil gegooi en die leeu's kon hom nie verskeer nie. Hulle is vervolg, hulle het aan hulle God vasgehou. Daai leeu's was so honger, hulle kon nie om nat lekker nie. En dis waarheid. Maar toe Daniel, wat bedek was met die heerlikheid van God, uit die kuil uitgelig word, sê die woord, die manne wat hom verraai het, wat hom probeer in die kuil inkry, toe hulle in die kuil gegooi word, is hulle verskeur voor die grond geraak. Here Jesus beset my. God en Vader neem my oor. Laat my hele lewe in U leef. Amen. Nog 'n gebed. Ek wil dit gou vir julle doen. Vader, ek bid nou vir elke man, elke vrou, elke jong mens, elke kind in hierdie kerk, elke een wat hierdie woord gehoor het, Here. Ek bid vir hulle, Here, laat die saad van die woord ontkiem nou binne in hulle, Here. Vader, ek bid, ek spreek hierdie woord lewend. Ek spreek hierdie woord kragtig. Ek roep nou 'n krag van die Heilige Gees om oor elkeen te kom, hulle te beset en oor te neem en aan te raak. Here, my God, Vader, ek spreek goddelike transformasie in elke man, elke vrou, elke jong mens en kind nou in hierdie kerk. Here, dat hierdie kerk vanoggend hier sal uitgaan soos 'n weermag van God, gevul met die Heilige Gees. Vader, ons dankie en ons ontvang dit in Jesus se naam. Amen. Okay, dan bly nou nog net een ding hoor, né? 2 lettertjies. Nee, ek jok. 4 lettertjies. In Engels is dit 2. In Engels is dit do. In Afrikaans is dit doen. Dit. Nou gaan jy uit en jy gaan doen. Jy gaan doen. Dit wat God deur die Gees vanoggend in jou binne gaan doen. Amen. Amen. Halleluja. Dis die Here. Ja. Julle weet julle wat vir my wonderlik. Ek het vanoggend hier opgestap. Ja, ek het 'n boodskapie gehad, maar ek het nie idee gehad waaroor ek gaan preek nie. Ek het nie. Ek hoop nie vir julle nie, ek het nie. En ek het net vir die Heilige Gees gevra, asseblief neem hierdie diens oor na die wil van God vanoggend. Het julle so lief, dat hy so woord na julle toe gebring het. Amen. 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 Ons gaan sy naam nou verheerlik. Ons gaan vir die Here gee omdat ons vir hom lief is, Here. Nie omdat ons gedwing is nie. Ons gaan vir die Here dan gee omdat ons vir hom lief is, gaan ons vir hom uit ons harte. Amen. Kom ons.